as jy net bid wanneer jy in die moeilikheid is, dan is jy reeds in die moeilikheid. Ons hoor gewoonlik, dan sê die mense, bid. Broer, ek het 'n probleem, suster, ek het 'n probleem, bid. Ons gaan vir jou bid. Maar wat as dit is dat jy sukkel in gebed? Wat as dit is jy voel dat jou gebed gaan net so ver as wat die dak is? Ken jy die gevoel wanneer dit vir jou voel, jy bid, maar die Here hoor jou nie? Of jy bid en jy kry nie, jy ontvang nie wat jy bid nie. Nou, ek wil saam met jou vir hierdie volgende 2-3 weke wil ek met jy praat oor gebed. Ek noem dit die gebedsparadoks. En ek weet, as gelowiges en selfs godsdienstige mense, is gebed 'n sentrale aspek van ons geloof in God. Maar dis ook die plek waar baie van ons sukkel. Soveel so dat baie mense bid nie meer nie. Baie gelowiges het nie 'n gebedslewe nie. Juist vir daai rede dat jy voel, ek bid, maar niks gebeur nie. Die frustrasie van, jy bid en jy vertrou die Here, ons noem dit vertroue, maar jy bid en niks gebeur nie. Ons het al hierdie clichés, ons gebruik die skrif, ons noem dinge oor gebed, maar as ons in die binnekamer is, of as ons in gebed is, dan lyk dit ons sukkel. En kan ek vir jy sê, gebed is glad nie so lekker as wat baie van ons het voorgee nie, want gebed is niks te doen met jou emosie nie, gebed is niks te doen met hoe jy voel nie, en ek wil jy help om saam in te tap in hierdie sentrale aspek van ons geloof in God, en ek glo en ek kan ek wil so ver gaan om te sê, ek beloof dat wanneer ek en jy hier klaar is, wanneer ek deur jou gaan, jy sal meer insig en meer begrip het oor gebed, en ek wil graag vir jou uitnooi, ons is hier op Encounters, elke donderdag aand om 9 uur, hier op Kruiskyk TV, en ons het herhaling van hierdie donderdag program, die volgende dag, die Vrydag om 11:30. So moet dit die missie, en as jy regtig voel, Here, ek het iets nodig om my gebedslewe 'n hupsel te gee, dan is die uitsending, die volgende 2-3 uitsendings net vir jou bedoel. Jy weet dalk van julle is 'n gebedsgroep, julle is 'n intercessiespan. I want to invite you, come en sit. Kom ons gaan deur die woord van die Here en ons hoor wat God in sy woord sê. So as jy 'n Bybel het, dan wil ek jou vra om saam met my te blaai na Matteus hoofstuk 21 en dan lees ons vanaf vers 12. Jesus het toe tempel toe gegaan en al die handelaars en hulle kliënte uitgejaag. Ek lees nou die Nuwe Lewende Vertaling. Hy het die tafels van die bankiers en die hokkies van die duiweverkopers onderste bo gegooi. En vir hulle gesê, daar staan in die skrif geskryf, my huis is bedoel om 'n huis van gebed te wees, maar julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. 'n rowerspilong sê die ander vertaling. Nou ek gaan u wys wat gebed is. Ek gaan u wys wat dit beteken, wat dit bedoel dit as ons bid. Wat beteken dit as ek en jy bid? Maar voor ons in detail gaan, wil ek hê ons moet een of twee aspekte verstaan rondom gebed. Nou ek wil net 'n fondasie lê vandag oor wat dit beteken as ons bid en wat gebed eintlik is. Jy sien, ons soms jaag ons onsself om net die benefits te kry, maar ons verstaan nie eintlik wat die ding regtig is, en ek praat veral in hierdie geval oor gebed. Nou in Matteus 15 vers 8 quoteer Jesus en haal die skrif aan terwyl hy met die Fariseërs en die Sadduseërs deel. En hy sê hierdie ding, hy sê, tereg het Jesaja gesê, hierdie volk nader my met hulle tong en hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Nou, ook kom die profeet Samuel, ek kan onthou, die Here sê vir die profeet, hy sê, gaan na die huis van Isaai, my vertaling, ek het 'n man gevind, wat ek as koning oor Israel wil aanstel. En hier gaan die profeet Samuel, en hy kom by die huis van Isaai, en hy deel met Isaai die saak, en Isaai bring sy seuns, al hierdie manne, kyk, dit was nou krygsmanne, dis manne, soldate, wat getraind was, manne wat
hoog van aansien was, of kom ek liewer sê, van postuur, hulle voorkoms het goed gelyk, en een van die seuns van Isai kom, David, die profeet sien hom, en hy dink by homself, yes, like, die moet die man van God wees, wat God as koning oor sy volk wil self, en onmiddellik kom die stem van die Here tot die profeet, en ek lees dit gou in die Engelse vertaling, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance, or at his physical stature, because I have refused him, for the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ek kan daai kry in 1 Samuel 16 vers 7. God looks at the heart. Jy sien, dit is so belangrik, familie. Ek noem het eintlik it's an overlooked and a powerful truth, wat ons baie kere, ons kyk dit verby. Ons quoteer het, ons noem het baie kere, wanneer ons mense bemoedig en in preke, maar hierdie skrif, hierdie woord, is so kragtig, en dan wil ek nog net een skrif wil ek met die deel, dit is in 2 Kronieke 25:2, en het lees so, Amaziah did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Daar sê die skrif het vir ons duidelik, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here, maar nie met 'n volkome hart nie. Sy hart was nie heeltemal volkome in dit wat hy doen nie. En dit kom te neer op wat die Here Jesus, wat Jesaja profeteer het al van ouds af. En Jesus haal dit aan, hy sê, hierdie volk nader my. Nou wil ek iemand mooi hoor, onthou wanneer ons kom in gebed, natuurlik gaan ons mond oopmaak. Nou hoor wat Jesus sê, hierdie volk nader my met hulle tong en hulle lippe, hulle vereer my met hulle lippe. Met ander woorde, dit is lippetaal, maar hulle hart is ver van my af. Nou ons begin al klaar verstaan, familie. U sien waartoe ek gaan. Ons praat oor die gebedsparadoks. Ons gaan dieper as wat ons net voor oë sien. Jy sien, wanneer ons by mekaar kom, dan is daar 'n gebedsaand, ons noem het soms bidure of 'n prayer meeting, wat ook al. Of jy's alleen of jy's in 'n huis, jy het 'n gebedsaltaar of huisgodsdiens. En dan, jy weet, is baie mooi wanneer familie saam bid. Is een van die mooi dinge in die lewe wanneer 'n familie saam bid. Maar hoe is dit dat wanneer ons bid en ons ervaar hierdie blokkage, dis asof ek 'n barrier encounter. En het voel niks gebeur as ons bid nie. Wat moet die kinders voel later? Ja, maar ons bid mama, ons bid pa, maar niks gebeur nie. Wat sê ek in so 'n geval? Ou as 'n gemeente, ons bid saam, ons bid vir jare vir dinge, maar niks gebeur nie. As dit net dat ons by mekaar kom en is 'n klomp stemme wat tot God uitroep, of kom ons in ware gebed voor die Here? Nou kom ek noem nommer 1 familie, gebed is baie meer as net woorde. Daarom sê Jesus op 'n stadium, hy sê, dat hierdie godsdienstige mense, hy sê, moenie soos hulle wees, of soos die heidene nie, wat dink dat hulle deur hierdie baie woorde van hulle gehoor gaan word, of verhoor gaan word nie. Jy weet, lang gebede wat hulle bid, en hulle dink daardeur, dat deur die lang gebede, gaan hulle gebid word. Now, this is not an issue about the time of prayer, maar het gaan meer oor wat gebed is. Jy sien, so dit is meer as net woorde. Kan ek vir jou voorstel dat gebed is eintlik 'n posisie, 'n postuur van die hart. Baie belangrik om dit te verstaan, familie, dat ons nie net op die woorde let nie, dat wanneer ek voor God kom nie, maar dat ek moet besef dat dit is 'n hartkwessie. Oral kan ons sien, en ek dink dit is 'n sentrale deel, net soos gebed 'n sentrale deel is van ons geloof in God, is die hartkwessie 'n sentrale element
van hoe ons tot God nader, hoe ons God aanbid, hoe ons tot die Here bid, hom aanroep, en so kan ons aangaan. Jy sien, dis hoekom mense wat sê, dat hy kan nie bid nie, of hy weet nie hoe om te bid nie, sit eintlik met 'n baie dieper issue, as net om hulle monde oop te maak. En ek wil met iemand praat vandag, ek wil vir iemand sê, dalk sit jy hier, jy's ingeskakel, en jy's een van die persone wat voel, maar ek weet nie hoe om te bid, ek weet nie waar om te begin nie, ek kan nie bid nie. Jy's gelowig, het die Here nou al aangeneem, en hy's vir 'n tyd lang stap jy met die Here, en dit is jou gevoel, dit is jou ervaring oor gebed, dan wil ek vir u sê, dat jy sit eintlik met 'n dieper issue, en ek wil 'n voorbeeld maak, waar die Here Jesus Christus, as u kan onthou, dat net voor sy kruisiging, kom hy in die tuin van Getsemane, en hy sê vir sy disciples, bid en waak saam met my, en hy gaan 'n entjie verder, en die skrif sê, en hy op sy knieë neergeval, en hy tot God gebid. Ons ken die gebed wat Jesus gebid het, Vader, as dit in u wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Maar ons wil nie op die gebed selfs, die woorde wil ons nou fokusie. Wat Jesus kom doen het, is dat hy het neerkom val op sy knieë. Kom ek gaan 'n bietjie verder, kom ek bring hierdie ding huis toe. En ek dink dat ons kan ook nou onderskeiding gebruik, dat wanneer ons by mekaar kom, dan ons kom in 'n samekoms, ons kom kerk samekoms, 'n diens, en ons aanbid die Here, dan op 'n stadium of eers in die prys of in die aanbidding, dan sal jy jou hande in die lug gooi, of jy sal spring, as 'n prys, kom ek noem, 'n koortjie daar, word daar gesing, dan is daar iets wat in jou gebeur, en jy huppel, en jy spring, en jy juig. En nou praat ek nie van hierdie tipe juig wat net gebeur nie, en hande wat net opgegooi word, omdat dit maar nou net mooi lykie, maar omdat jy weet dat daar's iets wat in jou hart gebeur. Nou kan ek vir u sê, familie, dat hierdie ding dat ek my hande in die lug gooi, is omdat my hart hef hom op na God. Jy sien, soos wat ek nou met u praat, ek word sommer bewus dat my hande beweeg. Hoekom? Want ek is passievol oor hierdie woord wat God in my hart gebring het. Ek sien, daarom sê die skrif, dit wat in die hart is, of wat die hart van vol is, sal by die mond oorloop. Met ander woorde, die mond is eintlik 'n uitlaatklep vir die hart. It is an expression of the heart, of the issues of the heart. En ons wil nie daarin nou gaan nie, want dis 'n preek van 'n ander tyd, maar ek wil jy moet verstaan, familie, nou gaan dit ook nie net dat wanneer jy bid, moet jy op jou knieë val, of jy moet 'n sekere posisie sit nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor die hart. Daarom soms as ons staan en bid, dan, en ons kyk op, daar's baie plekke waar Jesus ook sy oë opgeslaan het, sê die skrif, en hy het tot die Vader gebid. En ons gaan nou kom na wat hierdie goed beteken. Op 'n stadium kom Jesus by twee vroue nader hom. Dis die twee susters van Lazarus. Hulle sê, Here, u vriend Lazarus is baie siek. Hy is tot die dood toe siek. En Jesus eventually gaan om vir Lazarus te gaan besoek. En terwyl hy daar kom, ons ken die storie, dat Lazarus is 12 uur daar dood. En Jesus kom by die graf waar Lazarus begrawe was. Kyk wat gebeur hier, geliefde. Terwyl hy daar staan, en die Bybel sê, dat hy het opgekyk in die hemel, of opgekyk, sy oë opgehef. En dit is wat Jesus bid. Hy sê, Vader, ek weet dat u my alreeds verhoor het. Jy sien, is nie omdat hy nou hoef te bid nie, maar dit is 'n issue, dit is 'n kwessie van die hart. Die skrif sê ook, Jesus sê in Matteus 6, ergens praat hy daarvan, ek dink Matteus 6 vers 6, hy sê, wanneer jy in jou binnekamer gaan, maak die deur agter jou toe. Dit praat van, as ons praat van die binnekamer,
Dis nie 'n fisiese kamer, alhoewel ons 'n fisiese kamer kan gebruik. Alhoewel ons 'n fisiese plek het waar ons tyd van gebed het. Ons noem dit waar ons gebedsaltaar opgerig is, maar die eintlike binnekamer is die hart. En wanneer die Here praat van, nou moet ons die deur agter ons toemaak, dan beteken dit nou, ek sluit nou alle ander dinge uit. Ek laat niks anders nou inkom, en ek laat niks anders toe nou in my hart nie, want nou wil ek met God praat. Nou is dit my tyd waar ek met die Here kommunikeer, en ek wil dinge voor die Here lê. En sien, ons moet dit verstaan, sodat ons in hierdie area, hierdie aspek van ons geloof, hierdie sentrale aspek van ons geloof, die oorwinning kan kry. Dat ons in elk geval die benefits van gebed kan geniet. Hoe wonderlik sal dit wees, dat wanneer ek en hierdie goed onder die knie kry, en ons weet, man, ek verstaan gebed, ek weet wat gebed is. Nou, kyk, as ons nou kyk na Jesus wat met sy knie op die grond neergeval het, dan praat dit eintlik van submission. Ek onderwerp my. Ek sê eintlik, Here, ek bring my onder U. Ek is niks sonder U. As ek opkyk na die hemel of opkyk in die lug en ek bid, dit sê eintlik, my God, dat my oë is op U. My verwagting is in U. Jy sien, ons liggaam, en daarom het God vir ons hierdie liggaam gegee. Die liggaam is eintlik ook, ek wil sê, a body to express. Sonder die liggaam sal ons kon uitgedruk het nie. As jy iemand lief het, dan sê jy, ek het iemand lief. As jy jou seun wil affirm en sê, man, daddy is trots op jou, gee vir daddy a high five. As 'n expressie, die liggaam het God gegee vir ons as 'n tuig, sodat ons God se werk kan express, dat ons die werk van God kan openbaar deur die liggaam. Daarom moet hierdie liggaam vir God se diens afgesonder wees. En so kan ons aangaan. So met ander woorde, eintlik sê Jesus toe hy by die graf staan en hy slaan sy oë op na die hemel en hy sê, Vader, ek weet dat U my reeds verhoor het, sê hy eintlik met die wat hy opkyk, dat my hulp kom van U, Here. Baie kere dan staan ons, of ons sit, of ons kan kniel, en dan express ons wat ons in ons hart voel. En ons kyk op en ons sê, Here, my hulp kom van U, wat hemel en aarde gemaak het. When I pray, I actually says, I submit myself under your authority and your will. I acknowledge that my help comes from you, Lord. I need you. Jy sien, daarom sê ek, the prayerless person het 'n dieper issue as net van, ek kan nie bid nie. Ek weet nie om te bid nie. Weet jy, wat is die kwessie? Wat is die issue redig? Die issue eintlik is, dat ek onderwerp my nie, of ek wil my nie onderwerp aan God nie. Die issue eintlik is, ek maak staat op my eie insig. Ek vertrou op myself. Ek vertrou op my eie krag. Dis eintlik die issue. 'n gelowige wat regtig Jesus Christus aangeneem het, aanvaar het, wat Christus Jesus volg, kan nooit sê, ek weet nie om te bid nie. Nou, dit mag nou klink, maar hoekom sê jy kan nie? En dalk moet ek my rephrase. Ek wil eintlik sê dat, want die verhouding kom uit die hart uit. Die verhouding is nie 'n verhouding wat mense sien van buite af nie. Daarom het ons verwys na die skrifte, dat die mens kyk wat voor oë is. Maar God kyk na die hart. Op 'n stadium, toe Hanna so gespot was, en sy was kinderloos, en Hanna kom in die tempel, en sy het gebid,
Maar die skrif sê dat Hanna die mense het eintlik nie regtig gehoor wat Hanna praat nie. Sy het geprewel. Hulle het net haar lippe gesien beweeg. Met ander woorde, in haar hart was sy swaar. Het sy swaar gedra aan hierdie stryd, aan hierdie ding wat sy kinderloos is. Maar dit was so swaar, dat sy geprewel het. Soms, hoef jy nie eens jou mond oop te maak nie, en jy bid. Jy verstaan wat ek sê. So gebed is nie net woorde nie. Gebed is 'n postuur van die hart. As ware buig my hart hom neer wanneer ek in gebed is. En kan ek dit vir u sê? Jesus sê, hy sê bid sonder ophou. Hoe kry 'n mens dit reg om te bid sonder ophou? Ek gaan nie sê. En ek gaan nie help om dit te verstaan. 'n Hart wat gedurig in onderwerping is aan God, is 'n persoon wat biddend is. Maak dit sin? Jy sien, daarom, yes, jy het jou tyd van gebed, jy het jou spesiale oomblikke van gebed, jy het jou bidure en allerlei tipe dinge, maar om aanhou te bid, pray without cease, het beteken jy bid sonder ophou. Dit verwys eintlik, dat hoe kan ek en jy heeldag ons mond oopmaak en bid? Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Daarom kyk ons na die hart. My hart is onderwerp aan God. My hart lig hom op voor God. In die sin, my oë is op U, Here. My hulp kom van U af. Ek het U nodig. So lyk 'n mens se hart wat gedurig deur bid. Wat bid sonder ophou. U sien, hierdie kwessie van gebed, familie, as ons hierdie ding gaan verstaan, hierdie openbaring, sê ek vir u vandag, dan bid ons sonder ophou. En soms is dit so swaar in die hart om te bid oor 'n sekere saak. En dit gaan nie net oor stryde nie. Dit gaan dalk oor my gemeenskap. Dit gaan dalk ook deur wat God nou besig is om te doen. Dit gaan oor wat die Gees in my hart gee. En dan is ek so swanger in my hart, dat my mond, dit moet by my mond uitkom. Dit moet oorloop by my mond. En vandag hoop ek, familie, dat iemand was gehelp. Jy sien, en ons gaan verder volgende week. Ons gaan 'n bietjie dieper, en ek gaan nie verstaan, of help, wat gebed is. Ek noem dit die gebedsparadoks. En ek wil u vra, skakel by my in volgende donderdag weer hier op Kruiskyk TV. Op hierdie program Encounters, elke donderdag aand om 9:00. Ek glo dat na hierdie reeks gaan u se gebedslewe die hoogtes in. Daar gaan geen ceiling is nie, daar gaan geen dak is wat jou gebed keer nie. There's gonna be access, jy gaan weer dinge gebeur en jou gebede wat jy voor God bring, jy gaan ontvang waarvoor jy bid. Mag die Here ek en jou in hierdie tyd bekragtig om regtig in gebed deur te breek. God is looking for people that can influence the atmospheres, die plekke waar ons in gaan. En dit beteken mense van gebed, biddende mense, intercessors. Wees geseënd tot volgende week. Amen.